Goed, julle, baie dankie. Baie welkom by ons Kersangdiens. Dit is 'n wonderlike voorreg om vanaand so saam te kan wees. En ek sal nou die klank so 'n bietjie sagter stel, maar dit is 'n wonderlike voorreg om julle elkeen hier vanaand te hê. En ek wil vanaand, soos wat ek vanoggend gesê het, dis my heel eerste Kersangdiens wat ek hou, nou 'n hele volledige diens. So my gebed is dat die Here Jesus vanaand verheerlik sal word. Dis dit. En kom ons hoop vanaand dat dit 'n hoogtepunt sal wees, dat hierdie woorde wat ons saam lees uit die Bybel uit, die woorde wat gesê word, die woorde wat gesing word, dat dit sal weer gaan in die hemel vanaand. En dat Jesus se naam net groot gemaak sal word. Baie welkom aan besoekers ook hier saam met ons. Nou die wat dalk nie weet nie, wil maar net sê, as jy dit dalk die toilet wil gebruik, maar net daar by daai deur uit, daardie kant is die toilette daar. As daar van die mamas is wat die kindertjies dalk 'n bietjie moeilik raak, julle sal sien net hier op buitekant is daar 'n houtdeur, gaan net daarin, julle sal sien, daar's 'n skerm met die beeld, alles sal julle daarso sien, so dat ons moederskamer is dan daar, so julle kan dit gerus gebruik. Dit is die afkondiging, so ons is nou vanaand lekker hierso saam, en ons gaan nou nog geleentheid ook gee, net vir offergawes ook, die wat dit gebring het. Maar voordat ons daarby kom ons doen net eers 'n gebed. Maar hierdie gebed wil ek nou vra, julle elkeen moet staan. Want hierdie gebed gaan ons ook insluit vanaand, terwyl ons hier is, gaan ek ook bid 'n besonder vir reën vanaand. Ons het reën so nodig. Ek dink julle sien, oral plekke in Suid-Afrika wat droog is, so ek gaan vra dat ons vir die Here sal wys, Here, ons het U so nodig vir reën. Dis net hy wat reën gee. So ons gaan nou staan, en dan gaan ek vir ons 'n openingsgebed doen en ook bid vir reën. So kom ons staan en bid ons saam. Hemelse Vader, ja, wat 'n wonderlike voorreg om so saam op 'n Sondag aand te kan wees. Dankie vir U genade, dankie vir U goedheid in ons lewe. En Here, dankie dat ons vanaand hier kan wees, of ons nou hierheen geloof het, of hierheen gery het, dankie dat ons hier kan wees. Dankie vir 'n plek van aanbidding, waar ons vanaand U naam kan groot maak. Dankie vir elke persoon wat hier is, maar Here, ons wil vanaand kom bid dat U asseblief die skaam en die bangheid sal wegvat, en dat ons vrymoediglik sal sing en sal praat vanaand van U. Ons gebed is dat hierdie sal weer galm daar in die hemelse sale, en dat U daardeur verheerlik sal word. Maar dan sien U ook nou U kinders wat staan. En ons staan, Here, want ons het U so nodig. Eintlik moet ons op ons knieë gaan, maar ons wil vanaand staan en wys, Here, ons het U so nodig vir reën. Ons het nou die donder weer gehoor, en ons sien die ou wolkies, maar Here, ons hoop is net in U. En daarom kom bid ek dat U nou elke persoon wat hier staan vanaand sal sien. Al is ons dalk min as dit kom in vergelyking met Rustenburg en Suid-Afrika, maar Here, hier is 'n klomp mense wat staan. En ons kom bid dat U elkeen sal sien vanaand. En ons vra, Here, stuur asseblief vir ons reën. Maak asseblief ons damme vol, Here, dat ons water kan hê. En ons sal U al die lof en die aanbidding gee daarvoor. Kom seën asseblief hierdie aand vanaand, en mag U daardeur verheerlik word. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Julle, nou daar's 'n paar mense wat vanaand gaan sing en optree ensovoorts, en niemand is professioneel hier vanaand nie. So, as iemand 'n foutjie maak, sien dit maar net oor. Ons is hier net vanaand om net die Here se naam groot te maak. En soos iemand nou gesê het, hy sing dit omdat dit lekker is, né? So dit is lekker om net die Here se naam groot te maak. Nou, ek wil vir ons, kom ons gee dit geleentheid, as die kerk wat my net kan help, net met die opneem van die offergawes.
is, as julle die woord saamgebring het, julle dit saam oopmaak, anders gaan ek vir ons daaruit lees, want wat sal 'n Kerssangdiens wees sonder dat ons die woord van die Here oopmaak? So ek gaan vir ons saam lees en dit uit Lukas hoofstuk 2 uit. Nou, u kan maar net so sit en saam luister na die wonderlike woord van die Here. Daar sal staan vers 1, en in daardie dae het daar 'n bevel uitgegaan van keiser Augustus dat die hele wêreld ingeskryf moes word. Hierdie eerste inskrywing het plaasgevind toe Cyrenius gouverneur van Sirië was en almal het gegaan om ingeskryf te word, elkeen na sy eie stad. Nou wil ek vanaf onderbreek, jy weet, ons dit partymal, hoekom gebeur hierdie ding nou met my? Hier is Maria en Josef, sy is al ver swanger en nou moet hulle nog ry nog 'n pad en dit is nou nie, hulle het nie voertuie nie, hulle moet nou daar op 'n donkie of wat ook al of ver loop en nou daar na 'n plek toe gaan, dis nou tyd om te gaan inskryf. Hoekom nou nie later nie, hoekom nou? So is ook maar moeilike omstandighede. Dan sê vers 4, en Josef het ook opgegaan van Galilea uit die stad Nazareth na Judea, na die stad van Dawid wat Bethlehem genoem word, omdat hy uit die huis en geslag van Dawid was, om te laat inskrywe saam met Maria, die vrou aan wie hy hom verloof het, wat swanger was. En terwyl hulle daar was, is die dae vervul dat sy moes baar. En sy het haar eersgebore seun gebaar, en hom toegedraai in doeke en hom in die krib neergelê, omdat daar vir hulle geen plek in die herberg was nie. En daar was herders in dieselfde landstreek, wat in die oop veld gebly en in die nag oor hulle skape wag gehou het. En meteens staan daar 'n engel van die Here by hulle, en die heerlikheid van die Here het rondom hulle geskyn, en groot vrees het hulle oorweldig. En die engel sê vir hulle, moenie vrees nie, want kyk, ek bring julle 'n goeie tyding van groot blydskap, wat vir die hele volk sal wees, dat vir julle vandag in die stad van Dawid gebore is, die saligmaker wat Christus die Here is. En dit is vir julle die teken, julle sal 'n kindjie vind wat in doeke toegedraai is, en wat in 'n krib lê. En skielik was daar saam met die engel 'n menigte van hemelse leerskare wat God prys en sê, eer aan God in die hoogste hemele en vrede op aarde en die mense 'n welbehaag. Hoe wonderlik om dit te lees, wat daar gebeur het, en hoe dat die engele ook daar saamgekom het en gesing het. Nou, jy kan net so sit, dan bid ons net nog 'n woord saam. Wonderlike Jesus, Here, dit gaan alles net oor U vanaand. Dankie vir dit wat U vir ons kon doen het, 'n groot prys. Die grootste prys ooit. Dankie vir dit alles. Kom seën ons nou asseblief verder dan, wanneer ons ook nou hierdie verhaal gaan herhaal en dit gaan oordink, kom seën ons asseblief. O Heilige Gees, kom wees met ons. Ons bid dit in die naam van Jesus. Amen. Nou geliefdes, op 'n spesifieke nag het daar groot dinge gebeur. 'n Spesifieke aand wat jou Jesus gebore is. Dit is 'n heilige nag. 'n Heilig beteken dit is anders as al die ander aande wat daar ooit was. 'n Heilige nag. Want sien, daar was nog nooit so 'n aand gewees nie, en daar sal er nooit weer so 'n aand wees nie, waar God uit die hemel uitkom en hier na die aarde toe kom om as 'n babatjie, as 'n mens gebore te word. Ja, dit was 'n heilige nag gewees. Excuse Michelle, jy kan vorentoe kom. The stars are brightly shining. It is the Lamb
of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, till He appeared and the soul felt its worth. A ray of hope, a weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Fall on your knees, oh, hear the angel voices. Oh, night divine, oh, night when Christ was born. Oh, night divine, oh, night divine. Truly He taught us to love one another. His law is love, and His gospel is peace. Chains shall He break for the slave that is our brother, and in His name all oppression shall cease. Sweet hymns of joy in grateful chorus raise we, let all within us praise His holy name. Christ is the Lord. Oh, praise His name forever. Oh, night divine, oh, night when Christ was born. Oh, night divine, oh, night, oh, night, oh, night divine. Michelle het die week 'n bietjie geskrik toe sy hoor dis haar juffrou wat hier kom sing, so ja. Michelle is juffrou daar in Merse, so baie dankie Michelle vir daardie lied wat jy vir ons kom sing het. Ons kom terug by die Kersverhaal. Ek dink meeste mense sou Jesus daar in 'n paleis gaan soek het, want hy is dan die koning van alle konings. Hy is dan God. Hoe dan anderste? Kom ons gaan soek hom daar in 'n paleis. Kom ons gaan kyk daar by die hooggeplaastes. Kom ons gaan luister daar by die ministers, by die presidente, by die konings. Kom ons gaan kyk, waar is hierdie kind gebore? Maar nee, hy is tussen diere gebore. Tussen diere, daar tussen die gras, tussen die hooi, is ons Here Jesus gebore, die almagtige skepper van hemel en aarde. En nou mag ons vanaand vra, maar hoe weet ons dan dit is waar? Wel, die engele het ons dit kom vertel. Glo jy wat die engele sê? Die engele is ons deur God gestuur, so dit is asof die Here self vir ons sê.
Al was ek nie eens daar nie, ek weet dit is so. Terwyl die dinge nou daar in die stal afspeel, Jesus wat nou daar tussen die hooi is, daar tussen die gras en die diere, is daar iets wat op 'n ander plek gebeur. Die herders, hulle staan, die skaapoppassers, die laagste beroep wat daar was in daardie tyd. En die engele kom verskyn aan hulle, nie aan koning Herodes of so nie aan die ministers van die land nie aan selfs die fariseërs of daardie klomp mense nie, die skrifgeleerdes nie, aan eenvoudige mense soos ek en u. Die skaapoppassers wat daar was, en ewe skielik, hier is die engele, en hulle sê, daar is vandag groot blydskap, want daar het iets wonderlik gebeur. En daar die herders was daar op die ope velde, en hoe wonderlik om te weet, dat hulle dit toe nou gehoor het by die engele, dat daar vandag vir julle die verlosser van die wêreld gebore is. Kom ons staan, dan sing ons daar die lied. Oh
wyse manne. Nou hulle het eers so 'n bietjie later, het hulle daar op die kind afgekom, Jesus Christus. En hulle het toe geskenke saamgebring, maar ek wonder maar net by myself, ek sal gelaai het om 'n vlieg daar teen die muur te wees. Toe hierdie wyse manne nou daar kom, onthou, hulle kyk na die ster, en hulle volg die ster, en daar kom hulle hier by hierdie plek aan, en hulle sien hierdie kind. Iets lyk dalk vir hulle op 'n oomblik nie lekker nie, want ons verwag dan 'n koning se kind. En hier lê in 'n eenvoudige plekkie, daar toe hy nog daar in die stal was, of daar waar ook al, maar hier kom hy nou aan, en dit is nie wat hulle verwag het nie. Maar die mooi ding van hierdie wyse manne is, net daar, omdat hulle die ster gevolg het, omdat hulle geweet het dat die verlosser van die wêreld gebore is, het hulle dit met hulle hele hart aanvaar en geglo. En in daardie oomblik, toe hulle daardie ou kindjie sien, maak nie saak of hy nie uit 'n koninklike huis uitgebore is nie, toe hulle hom daar in 'n eenvoudige plekkie sien, aanvaar hulle hom net daar as die koning van alle konings, want hulle gee vir hom al hulle geskenke, goud en mirre, al daardie dinge wat hulle vir hom gegee het, en die ook wat hulle vir hom gegee het, want dit is wie hulle aanvaar het. Hy is aanvaar as hulle koning, ja, en so het Jesus 'n nederige geboorte gehad, in 'n stal gebore. En dit was eintlik maar sy hele lewe op aarde was nederig geweest. En dit wys vir ons, hy het gekom om ons te dien. Nie om gedien te word, alhoewel ons op dien vanaand, maar hy het gekom om ons te dien. Hy het vir mense 'n opoffering gemaak. Ja, wonderlik om te weet, die Heiland is vir ons gebore. Ek is 'n man en ek wonder maar net by myself, wat se kyk het Josef gekry? Toe hy nou daar by hierdie stal aankom en hy het nou daar gaan klop aan al hierdie plekke, hierdie gastehuise, die herberg. Hy het nou aan al hierdie gastehuise, die hotelle se deure gaan klop. En almal sê, jammer meneer, ons is volgeboek.
En hy kyk sy vrou so en hy sê, kom vrou, ons gaan. En daar kom hy by 'n stal aan. En is vol diere daar. En julle moet nou net hierdie prentjie saam met my sien, want dis ons nou hoe dit sou gewees het. Daar is so 'n reuk wat daar hang hier in hierdie stal. En dis vol stof, dis vuil. Dis nie 'n plek vir 'n vrou daar nie. En ek kan maar net dink, toe hy nou vir haar sê, kom my vrou, gaan lê nou maar daar. Daai kyk wat sy hom gegee het. Maar sien, toe al daai geboortepyn nou ongelukkig bietjie erg, en toe sy nou nie 'n ander keuse nie. Sy moet nou maar daar ingaan. Dis die enigste plekkie wat sy kan kry, is daar in hierdie stal. En ek wonder toe nou by myself, toe sy nou so begin skree, want ek meen, dis mos nou kraampyne. Dis 'n normale geboorte. Daar is nie nou enige verdowing of iets nie. Dink ek maar net daai skree wat hierdie vrou gegee het. Ek wonder daai diere, wat het hulle gemaak? Ek dink hulle aan mekaar vasgehou daarso. Want hier is iets vreemd, hier's 'n vreemde gesig. Nog nooit was daar iets hier wat hulle so gesteel het nie. Ek kan sommer sien hoe daai diere aan mekaar vashou. En ewe skielik hou daai geskree op. En ons hoor so 'n klein, fyn stemmetjie. En dit is die stem van Jesus Christus. Daai eerste mens stemmetjie wat so begin skree, daai ou babietjie. En ek wonder maar net, wat 'n oomblik was dit gewees. Ek dink vir 'n oomblik was Maria en Josef stil. Ek dink die diere was ook stil, dankie tog hierdie vrou wat op hom skree. Maar ek dink die hemel was ook stil. Ek dink vir so 'n oomblik was dit stil oralste gewees, dat 'n mens 'n spel kon beval. Want ja, dit was 'n stille nag in daardie oomblik gewees.
Jesus nou nie daar in die krib, in die stal gebly nie, hy het ook groot geword. En so vir die volgende 33 jaar het Jesus sy bediening hier op aarde gehad, eintlik net die laaste 3,5 jaar, maar vir daai 33 jaar was Jesus betrokke gewees en hy het mense geleer. Hy het hulle vertel, deur gelykenisse het hy hulle geleer. En een van die dinge wat ek weet, wat ons almal vanaand weet, wat uitstaan in Jesus se bediening is, dat ons moet die Here ons God lief hê met ons hele hart, ons hele siel en ons hele verstand en ons naaste soos onsself. Dis wat hy die mense kom leer het en raai wat, dit het nog nie verander nie, dis nog steeds dieselfde vanaand, presies dieselfde en so het hy ons geleer. En ek dink maar net terwyl hy daar gesit het, iewers daar op 'n klip of iewers daar teen 'n boom, net so 'n bietjie gerus het, selfs daar waar hy op 'n boot was, op een van Petrus skytjies waar hy gepreek het, hoe dat die ou kindertjies ook daar naby kom. En nou moet julle onthou, dat Jesus was ons nou 'n houtwerker. Hy was 'n timmerman geweest, die seun van 'n timmerman. So hy van kleintyd af het hy maar met hout gewerk. En ek kan maar net sien, daai lekker paar grove hande wat hy gehad het. Want dit kry mens met houtwerk. Al daai skuur die hele tyd. Hy het nie die masjinerie gehad wat ons vandag het nie. En daai grove hande van hom, tel daai ou kleintjies so op en kyk in daai kleintjies se oë. En hy sê vir daardie kleintjies, glo in jou Jesus Christus, glo in my, en jy sal gered word. En die mense wil natuurlik die kindertjies weggooi, maar nee, hy kom tel hulle op, die een na die ander, en hy sê, moet hulle nie verhinder nie, bring hulle hier na my toe. En ek wonder hoeveel mense het Jesus so aangekyk in daai 33,5 jaar, want onthou, daar was van die mense wat hom geken het, daai tannie wat hier om die hoek gebly het, en die oom wat daar straat afgebly het, wat ons nou hom gesien groot word het. Julle weet ons in Rustenburg ook, dit is ons hoe dit werk, dit sal mense mekaar ken, en so, o ja, ek onthou jou pa en jou oupa, en so aan, en daar was mense wat hom geken het. Hulle onthou hy as 'n seentjie daar gespeel het, hulle onthou hy groot geword het, en nou sien hulle hoe hy wonderwerke doen. En ek wonder of hulle vir 'n oomblik so 'n bietjie teruggedink het aan daai aand, daar in Bethlehem. Daai spesifieke aand, daar in Bethlehem, of hulle so 'n bietjie teruggedink het aan dit. Michelle raad gaan vir ons Christmas Eve in Bethlehem sing.
for the day when Jesus comes again. When you sing hallelujah at the top of our lungs, we'll fall on our knees, oh our soul is overcome. He's giving us to us the moment heaven returns. When all believe we will bow before Him, when the angels sing and come, let us adore Him. On Christmas Eve in Bethlehem, just like Christmas Eve in En so het Jesus wonderwerke gedoen toe hy op aarde was. Siekes gesond gemaak, dowes kon weer hoor, blindes kon weer sien, en die beste van alles, selfs hulle wat al dood was vir 4 dae in die graf, kon hy net 'n woord spreek, Lazarus kom uit en hier kom hy uitgeloop. Dis die wonderwerke wat gebore is daar in Bethlehem. Hoe wonderlik om te weet vanaand dat Here Jesus dit vir ons alles kom doen het. Maar sien, hy het ons nie net vertel van genesing nie, hy het ons ook nog iets vertel. En dit is dat hy ons kan red. Dat hy ons kan red, nie net van die hel nie, maar dat hy ons kan red van alles wat ons in ons lewe kan. Ja, ons kan eendag, kan ons hemel toe gaan, uiteindelik op die nuwe aarde wees, tot in alle ewigheid, en niemand kan dit van my of u wegvat nie. Die Here Jesus het nie 'n halwe werk gedoen nie, hy het 'n volle werk gedoen om vir ons aan die kruis te kom sterf. Maar ons gaan nou so 'n bietjie iets meer daaroor sê. Hy het vir ons die goeie nuus gebring, en wat 'n wonderlike gedagte is dit.
Francisca. Ek kan nie keyboard speel nie, maar ek kan klavier speel. En klavier moet elke jaar gestem word. En ons klavier was 150 jaar oud gewees toe ons verkoop het. Nou kom oom Swetala en hy stem hierdie klavier. Die gedig het ek in 1980 geskryf. Sy naam is Stemmer. Eenmiddag het hy ongemerk my huis betree. Met sy sleutelpennetjies op my klankbord omverstel. Net so het hy, toe hy merk, dat ek kind al van die pad wil wyk. Met hemelse maatstaf my gestem, totdat elke noot helder klink. Sê baie dankie. Ongelukkig, al die wonderwerke wat die Here Jesus gedoen het, was daar baie teenkanting gewees. Baie teenkanting, mense wat teen hom was, plaas dat hulle maar net gedink het aan die engele se woorde. En hier's 'n bonatuurlike wese wat verskyn het aan mense. En daai mense het dit oral verkondig, die herders, die wyse man, hulle almal het verkondig, luister, ons het bonatuurlike dinge gesien. Plaas die fariseërs, die skrifgeleerdes, die sadduseërs, plaas hulle net 'n bietjie teruggedink het aan wat die engele gesê het. Ja, daardie lied van die engele toe hulle saam gesing het. O Hosanna, hoe wonderlik is dit, plaas hulle net teruggedink het aan dit. Kom ons staan, dan sing ons as gemeente daardie lied saam. Ten spyte van al die teenkanting wat die Here gekry het, hulle het vergeet die kind wat gebore is in Bethlehem. Hulle het vergeet dat hy die verlosser van die wêreld is. Al die profesieë het daarop gewys. Hulle het dit vergeet. En so kry hy baie teenkanting. Maar gelukkig vir die Here Jesus, of kom ons sê eerder ongelukkig, was daar iemand aan sy sy wat 'n gewelddadige persoon was. En dit is Petrus. Petrus is die man wat ewe nie, hulle sal nie aan u raad nie. Kyk dat hulle aan u kom vat. Hulle gaan met my te doen kry. En hy is daai man wat die swaard trek en hy kap sommer die ou se oor daar af. Dit is Petrus daardie. Maar sien hy hierdie dinge nie mooi verstaan nie, want hy wil nie hê Jesus moet weggaan nie. Hy wil hê Jesus moet hier bly. Hy wil hê Jesus moet nou sy koninkryk hier begin op aarde.
Hy het dit nie mooi verstaan nie, maar sien later het Jesus hom al hoe meer dit begin leef. En Jesus sê vir hom, luister Petrus, ek moet verwerp word deur mense, ek moet. Want ek moet gekruisig word, ek moet sterf vir die mensdom se sondes, ek kan nie hier by jou bly nie. Al wil ek hoe graag. Ek sal wel die Heilige Gees vir jou stuur, maar ek kan nie hier bly nie. Die mense moet teen my draai. En hoe verskriklik was dit, dat hulle daar uitgeroep het en sê, gee Here vir ons Barabbas, ons wil nie daai Jesus hê nie. En uiteindelik sterf hy daar aan die kruis. Mense het hom verwerp, mense het hom weggestoot, hulle het die rug op Jesus gedraai. Maar dank die Here daarvoor. Want as dit nie vir dit was nie, sou ek en u nie Kersfees gehad het nie. Dan sou ons nie vanaand eers hier gesit het nie. 10 teen 1 sou hier nie eens 'n kerkgebou gewees het nie. Dank die Here vir die werk wat hy vir ons gedoen het. En vanaand kan ek en u sê, en ek dink as ons so kyk na die hitte en so, en ons sien so na die 25ste toe, dan kan ons wel sê, hierdie jaar gaan ons werklik 'n lekker somer Kersfees hê. En dit is alles te danke aan die Here. So is Jesus uiteindelik gearresteer, Judas wat hom verraai het. So is deur Jesus stikkend geslaan.
En ek dink nie ons sal ooit daai gesig kan sien nie. En ek wil tog vanaand vir julle vertel, dis 'n ware verhaal van 'n laerskooldogtertjie, hoe die juffrou vir hulle opdrag gee, hulle moet nou Jesus aan die kruis gaan teken by die huis. En hierdie ou laerskooldogtertjie, sy kom die volgende dag daar en sy het nou 'n papiertjie daar en sy het nou baie mooi die kruis geteken, maar hier het sy met so 'n vetkruit, daai rooi vetkruit, het sy net so 'n kol getrek daar. En 'n mens kan glad nie as 'n persoon sien aan die kruis, jy sien net die kruis 'n bietjie uitsteek. En die juffrou gee vir haar 0 vir daai werksopdrag. En die ou dogtertjie is baie teleurgestel. Sy gaan huis toe, sy vertel vir haar mamma, die Bybel sê, hy was een wond gewees. Mense kon nie eens meer gesien het, hy lyk soos 'n mens nie. So, dit was een bloedmassa gewees daar. En die volgende oggend toe, gaan die mamma, soos wat die mammas maar nou is, gaan sien die juffrou en sê, maar, dis die rede. En toe kry daai dogtertjie volpunte, want eintlik het sy dit reg. Hy was bloedbelope daar aan die kruis gewees. En uiteindelik toe sê hy hierdie woorde, Tetelestai! Dit is volbring. Hy het klaar betaal vir die mensdom se sondes. En hy het die laaste asem uitgeblaas. En daar's geen ander woorde as die volgende woorde net genade onbeskryflik groot. En daar is dit toe nou alles verby. Nee, dit is nie alles verby nie. Want sien, alhoewel Jesus toe nou dood is aan die kruis, hy was dood. Is hy dood aan die kruis, het hy 3 dae later uit die doodheid opgestaan. Hoe wonderlik. Sien, hierdie boek is nog nie klaar nie. Hierdie hoofstuk is nog nie klaar nie. Nee, daar is nog. En dit hou aan tot in alle ewigheid, want hoe kan die dood die almagtige God vashou? Nee, die dood kan nie. Hierdie boek van jou Jesus het geen einde nie. En raai wat, ek en u is vanaand deel van daai boek
Ons kan daarin geskryf word, die boek van die lewe, ook die naam is in die boek van die lewe. Want sien, hy het dit vir ons moontlik gemaak. Hy het opgestaan en hy lewe vandag en hy gee aan ons die ewige lewe. Presies wat die engele gesê het. Het hulle nie gesê dat vandag vir julle gebore is die saligmaker nie? En dit is presies so. Selfs vanaand in 2024 is dit nog steeds dieselfde. Hier in Rustenburg is daar vanaand nog genade, ja, dit het alles daar die spesiale aand begin. En ek wil sommer vanaand vir jy weet, daar is baie mense wat Kersfees aanval en al daardie dinge, moenie u oor vir hulle uitleen nie. Kersfees is 'n spesiale tyd, maak nie saak wat die datum was en al daai dinge nie. Ek en my gesin gaan die 25ste Desember kerk toe en ons aanbid die Here Jesus Christus. Maak nie saak wat mense sê nie. En ek dank die Here dat daar 'n dag was, want daar was mos so 'n dag, dat hy mens geword het. En deur daardie dag kan ons vir altyd lewe. Ja, dit het alles begin by Kersfees. Ons weet dit is die kruisiging van Jesus. Ons weet dit is die opstanding. Dit is die evangelie. Maar dit het alles begin by daardie Kersfees aand. Nou ja, ek gaan nou heeltemal uit my comfortzone uit, hoor, so julle moet nou nie vir my lag nie. Goed. Mary's boy child, Jesus Christ, was born on Christmas Day. And man will live forevermore because of Christmas Day. Stop hom maar net daar. Die gedagte is, man can live forevermore because of Christmas Day. Ja, as gevolg van daardie dag, deur Jesus vir ons mens geword het. Luister, ek dink nie ons besef nie. Mag ek so 'n oomblik u net weer herinner, kom ons spring net gou heel weer terug. Hier sit Jesus op die troon in die hemel. Hallo? Jesus het al lankal bestaan, hoor, hy het nie gebore daar in die stal nie, hy het reeds bestaan, hy is God, hy is die almagtige, hy is die een wat gesê toe daar sê, laat daar lig wees, is hy die een wat dit gaan maak het, sê Johannes 1 vir ons, alles het deur hom ontstaan, so hy was by die skepping gewees, Jesus Christus, die Seun van God,
En hy sit in die hemel en hy sê, luister, die enigste prys vir die mensdom is volmaakte bloed. En niemand het volmaakte bloed nie. En hy besef, is net hy wat kan kom. En hy verlaat die hemel. Kan jy jouself indink? Die skoon, die heiligheid, die seras wat daar roep, heilig, heilig, heilig is die Here van die leerskare. En ek sien hoe dalk van die engele daar is, ag Here, bly eerder asseblief, daai mense, hulle is erg. En die Here Jesus sê, ek moet gaan. En hy word as 'n mens gebore, 'n babietjie. En hy het dieselfde gevoel as ons. Hy was God toe hy op aarde was, maar mens ook gewees, volkome ook mens. En hoe wonderlik, en ek wil hê jy moet dit onthou, van die krib na die kruis, die opoffering wat die Here Jesus vir u gemaak het, ja, hy lewe vanaand. En ek hoop u kan vanaand sê dat u gewas is deur die bloed van die lam. As u nog nie die Here Jesus in die lewe het nie, dan wil ek vanaand sê, daar's foute. Weet jy waar is die fout? Fout is by u. Want die hele boodskap van Kersfees is, daar's 'n blye boodskap, dat die verlosser van die wêreld gebore is. En ja, ongelukkig het hy gesterf van die kruis, of kom ons sê eerder, gelukkig het hy gesterf van die kruis, en hy het vir jou, elkeen wat vanaand hier is, het hy betaal aan die kruis. Maar jy moet na hom toe gaan, sê jou Jesus, ek wil dit ook hê. Ek wil dit ook hê met my hele hart. En mag u in hierdie Kersfeestyd opnuut terugdink aan dit wat jou Jesus gedoen het. Die groot opoffering. En vir my die mooiste is net in hierdie Kersfeestyd, dis lekker om saam met familie te wees, dis lekker om daai skaapbout te eet en die tong met die mosterd en al daai dinge. Dis lekker, geniet dit saam met familie en vriende as jy weggaan, bid en vra dat die Here u sal beskerm, gaan geniet dit daar, maar hier's die groot ding. Ons moet die Here lof bring oor Kersfeestyd. Ons moet vir hom opnuut dankie sê, jou Jesus, vir dit wat u vir ons gedoen het. Ons gaan die laaste lied saam sing, en dit is die gemeente. So kom ons staan, dan sing ons daardie pragtige lied saam. Jy mag in Engels ook vir ons bid, dominee Jan, ek weet, jy sukkel partymal met die Afrikaans en die gebed, maar jy praat baie mooi Afrikaans. Hoe kan ek vir jou vra om ons af te sluit met gebed? Dis dominee Jan Verrief, die wat hom nie ken nie, so baie dankie dominee Jan. Ons sluit die bid.
Ons Hemelse Vader, ons is so dankbaar vanaand, ons het so lekker gesing. En die gebed was aan die begin dat wat ons sing so in die hemele sal weer klank. En so Here, ons sê dankie, dankie, dankie vir alles. Ons sê dankie vir Jesus Christus wat vir ons gebore is. En ons het nou die ewige lewe en dit is deur die genade. En so vandag, vanaand, saam, bring ons ons harte na U toe, ons vra dat U ons seën. Father, we thank You for blessings that are innumerable. We thank You for blessings like the stars. We thank You that there was this wonderful, sweet evening when Jesus Christ was born. We thank You that He grew up, became a man, and died for our sins, and is risen. And so this Christmas we ask that Your joy be in our hearts, that we connect with each other, that there be peace at home, that we love each other, Lord, and that You in all these things be supremely glorified. Alle eer aan U, Heer, alle eer. Ons loof en U prys U vanaand, en ons bid dit als in Jesus naam. Amen. Baie dankie julle, julle mag julle wonderlike aand verder. Onthou die besoekers, julle moet maar Sondag weer kom besoek, hoor.